Kettingsaag speel 'n belangrike rol op meeste van ons plase, maar om die regte saag te kies, verg kennis. En dis waaroor ons vandag met Roan van Skalkwyk, wat weer by ons in die ateljee kuier, gesels, en hy is van Husqvarna. Roan, baie welkom weer eens. Watter aspekte moet 'n mens in ag neem as jy 'n kettingsaag wil aankoop wat daagliks moet werk en miskien 'n groter area moet bedien? So die eerste ding wat ek sal sê as jy 'n saag koop wat daagliks moet werk, kyk na 'n kommersiële saag, dis wat ek sal voorstel. En dan aspekte wat in ag geneem moet word sal wees die grootte van die boom en die hardheid van die boom. Die grootte van die boom sal bepaal hoe lank jou guidebar op die ketting moet wees. En veiligheid is natuurlik 'n baie belangrike aspek. Ek hoor van baie kettingsaag-ongelukke wat gebeur. Watter ingeboude kenmerke behoort so 'n kettingsaag te hê? So wanneer Husqvarna hulle kettingsaag ontwerp, neem hulle ergonomics in ag. So ergonomics is die werksgemak en die veiligheid van 'n mens. Husqvarna se kettingsaag kom ook standaard uit met 7 veiligheidskenmerke. Daai veiligheidskenmerke loop dan hand aan hand met PPE, persoonlike beskermingstoerusting, en dit help om jou veilig te hou. En wat van kragbehoeftes? Ek kan onthou toe ook en jy oor spuite gepraat het ons ook gepraat oor die realiteit van kragprobleme. So wat speel hier 'n rol? So as wanneer se saag, ons het van klein saag af wat by 38 cc begin tot op groot saag wat 118 cc is, wat baie groot is. En dan met batterysaag staan se verseker nie terug vir soortgelyke petrolsaag nie. Byvoorbeeld as wanneer se grootste batterysaag huidigelik vergelyk hom met 'n 45 cc saag. Om met die batterysaag hoe lank hy sal hou, sal ek sê dit hang af van die hardheid van die hout wat jy sny, die batterygrootte wat jy gebruik en ook hoe skerp jou ketting is, maar dit behoort so om en by tussen 30 minute en 1 uur te wees. En wat van instandhouding, wat se raad het jy daar? Instandhouding is baie belangrik. Ek dink dis 'n ding wat mense nie gewoonlik doen nie. So al ons masjiene moet, na jou daaglikse werk moet jy instandhouding doen. As jy nie seker is hoe om dit te doen nie, al ons masjiene kom met 'n handleidingsboekie saam wat vir jou verduidelik hoe om dit te doen. So al ons saag stel ons voor moet na elke 100 uur na ons handelaars toe gaan vir 'n diens. En dan 2 belangrike goed om te onthou is om die regte 2-slag olie en guidebar olie te gebruik vir jou saag, en ook om as jy jou saag vol petrol maak, moet jy jou ketting skerp maak. Dit sal help dat jou ketting altyd skerp is en dat hy dan die werk vir jou vinniger kan doen en gemakliker. Dankie vir daai raad, Roan van Skalkwyk van Husqvarna, wat vandag met ons gesels het oor kettingsaag. Wat is belangrik om te onthou wanneer jy een aankoop? Dit gaan natuurlik oor waar jy dit wil gebruik, hoe jy dit wil gebruik, en soos hy sê, instandhouding is baie belangrik.